Ons het in les 1 van Openbaring gekyk na die 7 gemeentes in wat Johannes na geskryf het. En hierdie 7 gemeentes was 7 kerke in die tyd van Johannes. Openbaring 1 vers 19 tot 20 staan daar, skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Vers 20, die verborgenheid van die 7 gemeentes. Onthou as jy die woord verborgenheid raaklees in die Bybel, is daar 'n dieper geestelike boodskap daar binne, wat nie bekend was van die begin af nie, maar wat met tyd aan die mens geopenbaar sal word. Ons weet hierdie was 7 gemeentes in die tyd van Johannes, soos wat ons in die vorige studie gesien het. Maar ek gaan julle nou uit geskiedenis uitwys, dat elke kerk verteenwoordig 'n gedeelte in ons kerkgeskiedenis. Vanaf die geboorte van die kerk in die tyd van Jesus en sy disippels tot by die kerk soos wat ons dit vandag ken. Daar is 7 church ages en daar is 7 openbaring gemeentes en elkeen gaan mooi met mekaar oorvleuel. Nou wat bedoel ek daarmee? Nou kom ons kyk gou na ons kerkgeskiedenis. Ons kerkgeskiedenis loop soos volg. In die tyd van die disippels het hulle die Heilige Gees ontvang en die kerk is gestig. En dit was in die tyd van die Romeine. Die Rooms-Katolieke kerk was gestig, maar daar was baie teenkanting teen die Rooms-Katolieke kerk in die tyd van Martin Luther. Uit hierdie opstand was die protestante gebore en ons kerke soos wat ons dit vandag ken, is gebaseer op die Rooms-Katolieke maniere of die protestante se oortuigings. En dit is dan ons kerkgeskiedenis. En ons het al na hierdie gekyk, onthou 2 Petrus 3 vers 8 sê, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. So dit beteken dat ons trek nou huidiglik mos in begin van dag 7 eintlik, julle sal nou sien, of in die volgende les sien, maar ons trek nou so aan die einde van dag 6, want ons trek nou in die jaar 6000. So, die kerk was geplant in die jaar 4000, daar gaan 1000 jaar vrede wees, saam met Jesus as koning, dag 7. So ons het net hierdie tydperk om siele in te kry vir die kerk. Ons het 2000 jaar. So dag 5 en dag 6 is die tydperk vir die heidene om in te kom, vir die kerk om dan te groei. Hierdie 2000 jaar staan bekend as die Church Age, maar onthou, in God se kalender kan 2000 jaar 2 dae wees. So hierdie 2 dae is dan die laaste dae wat die Bybel van praat. Nou, in die tyd van Jesus sien ons Matteus 15 vers 24 sê Jesus, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. In die tyd van apostels, in Romeine 9 lees ons, Israel het Jesus gereject, daarom het hy die boodskap na die heidene toe gestuur. Vers 25 sê, soos hy ook in Hosea sê, ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem, en haar wat nie bemin is nie, my beminde. So in die tyd van Jesus was die fokuspunt die Israeliete. In die tyd van die apostels was die fokuspunt die heidene. En dan aan die einde weet ons, maar God gaan terugkom vir Israel, dit staan in Romeine 11 vers 11, maar deur Israel se val het die saligheid tot die heidene gekom, om Israel jaloers te maak, en so sal die hele Israel gered word. So op die einde gaan die fokus weer teruggaan na die Israeliete toe. Maar intussen het die kerk kans om siele te wen, maar vir hoe lank? Hosea 6 vers 1 sê vir ons, hoe lank het ons kans? Kom en laat Israel terugkeer tot die Here. Hy sal ons na 2 dae lewend maak. So, in die tyd van die disippels was die Israeliete vir so 'n rukkie, ek gaan sê reject, en dan 2000 jaar later gaan die fokus weer teruggaan na Israel toe, en dit is presies wat hierdie versie ook sê, dat hy sal na 2 dae weer Israel lewendig maak. So volgens Hosea 6 het die heidene 2 dae om Christene in te bring. En daarom ek het nou ook gesê dat hierdie 2000 jaar is die laaste dae soos wat die Bybel van praat, want ook in Handelinge 2 vers 17 het Petrus hulle gesê dat in die laaste dae sal ek my gees uitstort. Onthou julle toe die disippels die Heilige Gees ontvang het, was dit die quote wat Petrus gegee het, en dan dink 'n mens, maar hoe is dit die laaste dae? Petrus hulle het nie Jesus sien terugkom nie, maar wat hy daar bedoel het, is dat God se kalender is die laaste dae, die laaste 2000 jaar, voor die 1000 jaar vrede. Nou onthou ek het gesê, hierdie verborgenheid van die 7 gemeentes is die volgende.
Die 7 gemeentes stem presies ooreen met die 7 church ages, al die pad van die disippels tot wanneer Jesus weer terugkom. So, ons vat hierdie church age, hierdie 2000 jaar, en ons deel dit op in 7. Hoekom 7? Want daar is 7 gemeentes. Nou, in die jaar 4000 het die kerk begin met Jesus op die kruis. 2000 jaar later in die jaar 6000, wanneer ons tyd verby is, onthou volgens Hosea, het ons nou net gesien, ons kry net 2 dae, ons kry net 2000 jaar. En ons vat hierdie 7 gemeentes, wat ons gelees het in die begin van Openbaring, en ons gaan deel dit in hierdie 7 church ages in, soos die eerste church age gaan sê ons, dis die tydperk van Efese, die tweede een is die tydperk van Smyrna, en ons vat die 7 church ages volgens geskiedenis en ons gaan deel dit in met Openbaring gemeentes. So dit beteken, die eerste kerk, Efese, val in die tydperk van die apostolic age, die geskiedenis van die kerk van die jaar 30 tot 100. Die tweede kerk, Smyrna, val in die tydperk van die Romeinse leer. So dan gaan ek uit geskiedenis uit vir julle wys hoe mooi stem hierdie 2 ooreen. Byvoorbeeld die boodskap wat Jesus vir die eerste gemeente Efese gegee het, is presies die boodskap wat pas vir die tydperk van die disippels. Die boodskap aan die gemeente van Smyrna stem presies ooreen met die tydperk van die Romeinse ryk. So kom ons kyk na die eerste ooreenkoms, Efese en die tydperk van die disippels. So kom ons kyk nou na die eerste gemeente Efese. Onthou ons het in die vorige lesie gesien, wat het in hierdie dorp gebeur, in die stad gebeur in die fisiese, in die tyd van Johannes. Daar was byvoorbeeld baie afgodstempels, maar daar was ook keisertempels gewees, die keisers moes aanbid geword het. Nou wat verteenwoordig dit in die tyd van die kerk? Nou kom ons kyk. Wat het Jesus vir die kerk gesê? Hy sê, terwille van my naam het julle gearbeid. Nou, die disippels het baie hard gearbeid vir God se naam. Byvoorbeeld, Paulus het meer as 10.000 kilometer getravel, net om die boodskap uit te kry vir daardie gemeentes wat ons na gekyk het in die boek van Handelinge. Petrus het briewe geskryf vir van die gemeentes. Paulus het briewe geskryf vir van die gemeentes. So ja, hulle het baie hard gewerk vir Jesus se naam. Maar wat sê Jesus vir die gemeente van Efese? Hy sê, jy het jou eerste liefde verlaat. Nou wat het dit te doen met die disippels? Nou wanneer dinge moeilik gaan, veroorsaak dit dat ons liefde verkoel. Dit staan in Matteus 24 vers 12. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. So in die tyd van die disippels was daar baie verdrukking gewees. Dit was die Joodse raad wat hulle probeer keer het, dit was die Romeinse ryk het hulle probeer keer, en daar was al verskriklik baie valse leringe ook in hierdie tydperk gewees, en dit het gemaak dat van die Christene van daai tyd 'n bietjie hulle eerste liefde verloor het. Byvoorbeeld, baie van hulle het teruggeval na die wet toe. Ons lees dit baie van in die briewe van Paulus. Dan die volgende gemeente is die gemeente van Smyrna. Onthou, Smyrna is die dorpie wat ons gelees het van Polycarp, wat doodgemaak was vir sy geloof. Ons het gelees van hierdie spesifieke dorpie het mirre gemaak en verkoop. Dit was in die tyd van Johannes. Nou, in watse gedeelte stem dit ooreen in die tyd van kerkgeskiedenis. Dit is in die tyd van die Romeinse leer, van die jaar 50 omtrent tot die jaar 300. Nou wat het Jesus vir die gemeente gesê? Hy het vir hulle gesê, vir 10 dae lank sal julle verdrukking hê en julle moet vasklou tot die dood toe. Nou die Romeinse ryk, onthou ek probeer nou vir julle wys dat dit stem ooreen met die kerkgeskiedenis gedurende die tydperk van die Romeine. Nou die Romeinse ryk was baie suksesvol en geseënd, en hulle het hierdie sukses in 'n baie kort tyd bereik. Die Romeine het geglo hulle het guns by die gode ontvang. Hulle noem dit Pax Deorum, it refers to a fundamental Roman belief about the relationship between the empire and the gods. Die Romeine het geglo hulle moet die gode gelukkig hou om hulle sukses te behou, maar oordat Christene slegs in een God geglo het dit wrywing veroorsaak tussen hulle en die Romeinse leiers. Ook het die Christene in die aande bymekaar gekom vir kerkdienste, maar die Romeine het dit gesien as 'n moontlike vergadering, as 'n sameswering teen die Romeine. En as gevolg van al hierdie tipe verskille het die Christelike prosecution begin. Nou wat het hulle met die Christene in die tyd van die Romeinse leer gedoen? Byvoorbeeld, hier is 'n hele paar voorbeelde. Ons weet dat die Romeine het kruisiging gedoen.
Hulle het byvoorbeeld die Christene in die Colosseums ingestuur, waar leeu's hulle opgeëet het, of honde het hulle opgeëet. Hulle limbs, hulle arms en bene was afgetrek deur perde, vroue was verkoop vir die bordele, so dit was 'n verskriklike wrede tydperk, definitief 'n tydperk in kerkgeskiedenis waar daar baie verdrukking was. Daar was ook 'n hele klompie keisers gewees, wat se fokuspunt was om die Christene te prosecute. Byvoorbeeld, ek het net hierdie ingesit, want is baie interessant, Claudius, dit is hoe sy tempel gelyk het, en dan dit is hoe sy standbeeld gelyk het. Hy het homself uitgebeeld as Jupiter, as God. Hierdie was Nero, die keiser Nero se huis gewees, die ruïns van sy huis. Dit is heel moontlik hoe dit gelyk het. Kunsuitbeelding. Dan dit is hoe sy standbeeld gelyk het by die Colosseum. Dan Diocletian, dit is hoe sy paleis heel moontlik gelyk het, en hierso is van sy ruïns. Nou, hierso het ek 10 keisers ingesit. Nou, kom ons kyk na die heel laaste een, Diocletian. Now, he led the great persecution to extinguish Christianity. Aan die onderkant sê ek, there was a 10-year period of the most intense persecution against the Christians of all time. So tussen die jaar 303 tot die jaar 313 was hierdie keiser se fokuspunt om die Christene uit te wis. Net byvoorbeeld die Egyptian Christians was daar al 140.000 doodgemaak onder sy heerskappy. Okay, so Pergamus, dis nou die volgende gemeente, in die tydperk van Johannes het ons gesien dat hierdie spesifieke gemeente was daar vreeslik baie afgodstempels. En dan dit stem ooreen met die tydperk van die Roman Catholic Church. So vanaf die jaar 312, julle sal sien ek het nie 'n einde aan die Roman Catholic Church nie, want hy bestaan nog steeds. Hy het net in hierdie tydperk van kerkgeskiedenis het hy begin. Wat sê Jesus vir die spesifieke gemeente? Hy sê, waar jy woon is Satan se troon, want julle werp struikelblokke voor Israel. Nou, Constantine was die eerste Christelike keiser, alhoewel dit nie bekend is of hy werklik die evangelie verstaan het nie, want die Ark of Constantine, dit is daai hierso in die middel onder, die gebou wat vir hom gebou was, het uitbeeldings van afgode, van Apollo, Diana en Hercules. Hy het selfs op een stadium muntstukke uitgereik met sy gesig, as die gesig van Sol Invictus, dis die songod. Maar Constantine het dit reg gekry dat die Christenkerk en die Romeinse ryk hande vat. In die jaar 325 na Christus het Constantine die kerkleiers bymekaar gekry by die Council of Nicaea en baie punte was aangespreek en opgelos. Byvoorbeeld Constantine het Sondag verklaar as 'n rusdag, die datums van Passover en Kersfees was verander sodat dit nie ooreenstem met die Jode nie, want hy het geglo die Jode was die rede waarom Jesus gekruisig was, hoekom wil hulle enigiets dieselfde doen as die Jode. Nou hierdie is ook maar eintlik 'n bewys dat Constantine het nie werklik verstaan waaroor die evangelie gaan nie, want Jesus moes sterf op die kruis. Anders was ons nooit teruggekoop van die duiwel nie. En van hier af ken ons dan die Roman Catholic Church. So die Romeinse ryk het deur Constantine hande gevat met die kerk. So nou gaan ons kyk na die Roman Catholic Doctrine. Hier is 'n hele klompie, ek gaan net fokus op 3 van hulle. Byvoorbeeld die Roman Catholic Church doen ons hulle doop babetjies. As jy byvoorbeeld gesondig het, moet jy na 'n priester toe gaan, jy moet geld betaal en die priester moet jou vergewe. Jy moet deelneem aan die Mass of die Eucharist, dit is soos ons nagmaal, jy moet deelneem aan dit, anders te gaan jy hel toe. Byvoorbeeld die last rites, as jy weet jy is besig om dood te gaan, moet 'n priester vir jou kom bid, sodat jy in die hemel kan kom, en dan praat die Roman Catholic Church ook baie oor purgatory, ons gaan nou kyk wat is dit, en dan hier regs onder the sales of indulgences. Nou kom ons kyk eers wat is purgatory. Now purgatory is better than hell but worse than heaven. When you are only half saved and not yet good enough for heaven, you need to pay for your sins in purgatory. So wat die Rooms-Katolieke Kerk glo, hulle glo as jy dood gaan jy direk hemel toe nie. Jy gaan eers purgatory toe, want al jou sondes is nog nie voorbetaal nie. So dan in purgatory gaan betaal jy dan vir jou laaste bietjie sondes, wat glad nie Bybels is nie. Ek weet nie wat se vers jy gebruik hulle vir dit nie. You will hear at Roman Catholic funerals, the priest will say, let we assist them with our prayers. Meaning, hoekom sê hulle dit? Help them get out of purgatory quicker. So, ek weet, soos ek sê, ek is nie seker wat se Bybelversie gebruik hulle hier, om te wys dat, as jy doodgaan, moet jy nog eers 'n bietjie gaan betaal. Hulle haal Jesus se kruisdood
se mag vat hulle weg, want Jesus het op die kruis gesterf om vir al ons sondes te betaal, vir die sondes wat jy gedoen het en die sondes wat jy nog gaan doen, maar die Rooms-Katolieke Kerk voel dat Jesus het betaal vir die sondes wat jy gedoen het en dit wat jy daarna doen, moet jy nou nog voorbetaal, wat nie Bybels is nie. En die Roman Catholic Church glo in veneration of the saints. Hulle maak images van hulle saints, byvoorbeeld van Maria, en dan aanbid hulle dit, en daar is versies wat sê, ons moenie dit doen nie, maar die Roman Catholic Church doen dit, en dan glo hulle ook in sales of indulgences. Nou wat dit beteken, is jy vat 1/3 van jou jaarlikse inkomste, en dan gaan koop jy 'n stukkie papier by die Roman Catholic Church, en dit vergewe jou dan van alle sondes in die verlede, en alle sondes wat jy in die toekoms dan gaan maak, en dan het jy nie nodig om purgatory toe te gaan nie. Weereens, ek het nie 'n idee waar kom hulle daarby uit nie. So die Rooms-Katolieke Kerk wil hê jy moet vir jou eie sondes betaal. Hulle glo dat die priester kan jou sondes vergewe, maar dis eintlik net Jesus wat ons sondes vergewe. So daar's 'n hele klompie doktrin wat die Rooms-Katolieke Kerk dan verkeerd verstaan. Nou dit was dan in die tydperk van Pergamus. Die volgende gemeente is dan Thyatira. In die tyd van Johannes was Thyatira die ene wat jy moes deelgeneem het aan die Labor Union kompetisies. En daar was mos baie vroue wat rondom die tempels profetiese woord gebring het, maar onthou profetiese woord van demone, nie van God nie. Nou Thyatira beteken afflicted, persistent pain. So hierdie gaan ooreenstem met die kerkgeskiedenis van die Middle Ages. Nou met die val van Rome was daar niemand wat die paaie in stand gehou het nie. Europa het 'n natuurlike fenomeen ondervind waar die temperature net aanhou val het, en vandag staan dit bekend as the Little Ice Age. Daaronder het ek ingesit die grafiek wat wys, die temperatuur het net skielik geval en net aanhou val. En as gevolg van hierdie koue kon Europa geen oes inbring nie, en dit het 'n vreeslike hongersnood tot gevolg gehad. Die mense se immuunstelsel het ingegee, die mense se liggaam het swakker en swakker geword, en dit het gemaak dat die mense meer vatbaar was vir siekte, en toe kom die Black Plague. Nou omtrent 1/3 van die wêreld se populasie het gesterf van die Black Plague, en 20 miljoen het in Europa doodgegaan van die Black Plague. En dan, so daarom het ons gesê, dit is continual affliction. Ook sê Jesus vir die spesifieke gemeente, julle laat Isebel toe om julle te leer. Nou, Isebel verteenwoordig simbolies false religion. Gedurende die Middle Ages het vreeslik baie nuwe gelowe tot stand gekom. Die gees van Isebel veroorsaak ook onenigheid in kerke, en die Rooms-Katolieke Kerk het ook in hierdie tydperk gesplit. Hierso wys ek vir julle, die eerste streepie wat inkom as die Rooms-Katolieke Kerk, toe split hy op in die Eastern Orthodoxy en die Roman Catholicism, as ek dit reg sê. Ook in die jaar 632 het die profeet Mohammed doodgegaan, en dit het die geboorte gegee aan die geloof van Islam. Nou vir die kerk van Thyatira het Jesus die Morgenster beloof. Kom ons kyk, want ek het vir julle gesê, ek gaan vir julle wys dat hierdie kerk stem presies ooreen met geskiedenis. Nou, Jesus sê in Openbaring 2 vers 28, en ek sal hom die Morgenster gee. 1200 jaar terug het Johannes geskryf van Jesus as ons morning star in Openbaring 2 vers 28, en 1200 jaar later, in presies die regte kerkperiode, is daar 'n persoon aan die kerk gestuur met die bynaam Morning Star, en dit was John Wycliffe. Nou die Bybel was net beskikbaar in Grieks, en John Wycliffe het in die jaar 1330 die nood gesien om die Bybel te vertaal in Engels, maar die Rooms-Katolieke Kerk het nie daarvan gehou nie, want dit vat die mag weg van die Pope. Wycliffe se antwoord was, the Bible was the supreme authority, not the Pope. Van Wycliffe se volgelinge was deur die Rooms-Katolieke Kerk verbrand, en hulle oorvertaalde Bybels was ook verbrand gewees. Dan die volgende gemeente was Sardis gewees, en ons het gesien dat in die tydperk van Johannes het hulle 'n get along culture gehad. Daarom sê hy mos vir hulle dat julle werke word nie volkome gevind nie, en dit stem ooreen met die tydperk van die protestante reformation in die jaar 1520. Hierdie was die tydperk waar Bybels nie in elke huis beskikbaar was nie. Elke Bybel moes met die hand geskryf geword het. Dit het 250 skaapvelle en 1000 ure se skryf geneem net om een Bybel te maak. Daarom was die Bybel vasgesluit deur die Rooms-Katolieke Kerk, sodat dit nie gesteel geword het nie. Nou Martin Luther was 'n monk gewees, en hy het al die regte werke gedoen om in die hemel in te kom, maar hy het nog steeds leeg gevoel. Eendag terwyl hy besig was om die Bybel te lees in Romeine, toe lees hy Romeine 1 vers 17, die regverdige
sal uit geloof lewe, nie werke nie. En onthou die Rooms-Katolieke Kerk het werke verkoop. Jy moet betaal vir jou eie sondes, jy moet deelneem aan nagmaal of jy gaan hel toe, dis werke. En hier besef Martin dat die Rooms-Katolieke Kerk leer nie die mense reg nie. Hy het veral 'n probleem gehad met die verkoop van indulgences. Daarom het hy 'n 95-punt thesis gaan vaslaan teen die kerk se deur en hy die kerk gechallenge tot 'n debat. Martin Luther het geroep vir 'n reformation. Hy het geglo die posisie van 'n pope is nie eers nodig nie, want die waarheid is, Jesus is ons hoëpriester. Nou hierdie was die tydperk waar die printing press uitgevind was. Daarom kon Martin Luther flyers print en uitstuur om soveel mense as moontlik te beïnvloed. Luther het so ver gegaan deur te sê dat die pope is die antichrist. Hier is byvoorbeeld die hele klompie flyertjies wat hy gemaak het, uitgestuur het om vir die mense om onder die mense se aandag te bring dat die Rooms-Katolieke Kerk is besig om die mense verkeerd te leer. Byvoorbeeld die prentjie hierso links, the Dragon of Revelation was wearing a papal tiara. Die prentjie daar regs wat uitgestuur was is die hoer in Babylon is wearing the papal tiara. En dan hierdie prentjie was ook uitgestuur gewees daarbo, a tree branch growing from the neck of the devil suspends food over the fire. The pot is the symbol of the Catholic stew cooked up by the Pope. Dan in die mond van hierdie demoon was daar 'n monk, 'n friar and 2 nuns and a canon are already enjoying the first course in the jaws of hell, while 2 demons roll at their feet. So hy probeer eintlik vir hulle in hierdie prentjie wys dat die Rooms-Katolieke Kerk is klaar in die hel. En dan is daar so 'n prentjie van ietsie wat vlieg. The Pope carrying his keys of office rides on a winged demon to the most unholy of dinner parties. Dit was die tipe flyers wat Martin uitgestuur het om vir die mense onder hulle aandag te bring dat die Rooms-Katolieke Kerk is besig om die mense verkeerd te leer. So hierdie spesifieke tydperk sê God in Openbaring 18 vers 4, come out of her, my people. Want onthou Sardis beteken coming out. So wat sê Jesus eintlik vir ons as gemeente? Want onthou hierdie mense wat Rooms-Katolieke mense was, is Christene. Wat sê Jesus vir hulle is kom uit daaruit. En onthou ek nog nie die Rooms-Katolieke Kerk nie, ek sê net die valse leringe, die false teachings, a false gospel is wat Jesus sê, kom uit. Maar wat sê hy ook vir die gemeente? Jy is dood, you have lost your passion. Nou die probleem met die nuwe Lutheran kerk, wat geplant was in hierdie tyd, het ook die staatse kerk geword vir Duitsland. Hulle het hulle passie verloor en hulle het vergeet waarom het hulle die Reformation in die begin nagejaag. So ja, in die begin was Martin Luther baie aan die brand en hy het Reformation geroep. Hy het 'n nuwe doktrin begin wat bekend staan as die protestante en dat 'n kerk begin wat bekend staan as die Lutherans, maar met tyd het hulle ook maar hulle passie verloor. Dan die volgende gemeente is Philadelphia. Onthou hierdie stad het ook mos 'n aardbewing gehad en hulle het gevoel hulle eie mense steek hulle in die rug oor dat die Jode het 'n decree gehad wat hulle toestemming gegee het om een God aanbid, maar die Christene het nie hierdie toestemming gehad nie. Nou hier die Philadelphia kerk val presies in die kerkgeskiedenis van die revivalism in die jaar 1750 tot omtrent die jaar 1900. Nou wat het Jesus vir die gemeente gesê? Hy sê, jy het my woord bewaar. Nou as jy gaan kyk na die kerk in hierdie kerkgeskiedenis, kan jy gaan luister op YouTube na God's Generals. Dit was mense wat met soveel krag en mag en woord uitgegaan het en massive skare getrek het en daar was baie genesing. Hierso het ek net so 'n paar ingesit by John Wesley, Charles Spurgeon, John G. Lake, Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman. Kom ons kyk byvoorbeeld na John G. Lake. Hy het 5 mense uit die dood uit opgewek. Hy het in die jaar 1910 na dokters toe gegaan gedurende die bubonic plague en vir die dokters gesê, spuit die bubonic plague op my hand en dan het hulle gesien op 'n mikroskoop, sodra die virus sy hand tref, het die virus dood gegaan. So hierdie mense was so aan die brand vir die Here gewees. Byvoorbeeld Smith Wigglesworth het 14 mense uit die dood uit opgewek. Die ene hieronder, Maria Etter, nou sy het in die jaar 1885 'n konferensie gereël, min mense het opgedaag en toe so in die middel van haar boodskap, toe vries sy. Julle sal sien, sy het altyd so gestaan met haar vingers so in die lug, toe vries sy solid. En hulle sê hierso, ek dink dit het iets soos, sy het 'n
paar ure, hours passed into another day, and she continued to stand silent before the ever-growing crowd. So sy het stokstyf gestaan, soos 'n standbeeld, en obviously het dit mense gelok om te kom kyk wat gaan hier aan, wie is hierdie human statue, en toe die crowds 2000 bereik, toe die Here die Heilige Gees op weer wakker gemaak, en sy het aangehou preek voor baie mense, en nie die klein groepie waarmee sy begin het nie. As jy byvoorbeeld kyk na Reinhard Bonkie, nou hy het geglo dat Africa shall be saved. As jy op sy website ingaan, het hy omtrent al 83 miljoen mense na die Here toe gelei. Hy het skares getrek van 1,3 miljoen mense. Hier het ek 'n prentjie ingesit van hoe sy skare gelyk het. Onthou, wat het Jesus vir die kerk van Philadelphia gesê? Hy het gesê, ek gee vir julle 'n geopende deur. En hierdie kerkgeskiedenis tydperk het 'n geopende deur gehad om die evangelie uit te vat. Maar hulle was opregte mense, hulle het broederlike liefde gehad. As jy gaan kyk na die prentjies wat jy oor hulle het, ook hulle almal staan met 'n Bybel onder die arm. Hulle fokus was reg. En dan die laaste kerk, Laodicea. Nou Laodicea, die Here mos vir hulle gesê dat hulle is lou, hy spoeg hulle uit. Hierdie dorpie was baie ryk gewees en het nie eers Rome se hulp nodig gehad om hulle aardbewing, om hulle skade van die aardbewing te fix nie. So was 'n ryk dorpie, maar die Here sê, ek spoeg julle uit, julle is lou. En dit stem ooreen met die tydperk van social media. Ek weet social media was bietjie later as die 1900s, maar dit is die tydperk na revivalism. Want onthou, hierdie spesifieke kerk beteken people's opinion. So die Here sê vir hierdie gemeente, omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspieg. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Nou, wat is die tipe kerke in ons tydperk? Ons moet nooit so gefokus wees op die ligte en die geboue, dat ons vergeet waarom ons by die kerk by mekaar gekom het in die eerste plek nie. Ons moet nooit die waarheid afwater, net sodat ons mense in ons banke kan kry nie. Ons moet ons harte ondersoek en seker maak dat ons nie kerk speel en alleen op eie talente en vermoë staat maak nie. Dink net hoe erg kan dit wees as ons as kerk nie eers Jesus binne in die gebou het nie, want Openbaring sê hy staan buite en hy klop. So dit is hierdie spesifieke kerk, Laodicea, was 'n kerk wat baie geld gehad het, so hulle het nie Jesus nodig gehad nie. Ons lewe in 'n tydperk van kerke wat baie geld het en hulle vergeet partykeer waaroor die werklike boodskap gaan. So, dit beteken ons is dan nou in die tydperk van social media. So, dit beteken daar is glad nie nog 'n kerkperiode na ons in nie. Ons is huidiglik in die laaste kerkperiode. As ons net gou vinnig weer kyk, waaroor gaan die 7? Die eerste een was die kerk van Efese, wat beteken fully purposed, en dit stem ooreen met die apostolic age. Want Jesus sê vir hierdie gemeente en vir hierdie kerkperiode, ek ken julle arbeid. Want onthou, die apostels het baie arbeid ingesit om die evangelie uit te kry. Ook in Openbaring 2 vers 2 sê Jesus vir hierdie gemeente, julle het valse apostels uitgewys. En dan ook, maar hulle het hulle eerste liefde verlaat. In 2 Timoteus 1 vers 15 staan daar, sê Paulus, jy weet dit, dat almal wat in Asië is, hulle van my afgekeer het. So ja, Paulus het uitgegaan en die evangelie gaan verkondig vir al die gemeentes in Asië, maar dan lees jy in 2 Timoteus dat al die gemeentes het op die einde hulle rug op Paulus gedraai. So ja, hulle het hulle eerste liefde verlaat. Die tweede gemeente is Smyrna, wat beteken bitter, en dit is in die tydperk van die Roman Empire. Jesus sê vir hierdie gemeente en vir hierdie church age, ek ken jou verdrukking. Julle sal 10 dae lank verdrukking ervaar, en ons het gesien in keiser Diocletian was daar 10 jaar verdrukking gewees, waar die Christene wou uitmoor. Die derde kerk is Pergamus, wat beteken marriage, en dit is in die tydperk van die Roman Catholic Church, want onthou dat die keiser van daai tydperk het die Romeinse Ryk en die kerk het hulle hande gevat, hulle het getrou. Maar Jesus sê vir hierdie spesifieke gemeente dat julle is die troon van Satan, want julle sit struikelblokke voor die mense. So ek sê nie die Rooms-Katolieke kerk is Satan nie. Jesus sê vir hierdie gemeente, julle sit struikelblokke voor die mense, en die Roman Catholic Church doen dit, hulle maak dit moeilik om hemel toe te gaan. Jy moet vir jou sondes betaal voor dit vergewe word. Jy moet deelneem aan die nagmaal of jy gaan hel toe. Jy moet betaal
met indulgences sodat jou sondes vergewe kan word. Jy moet eers purgatory toe gaan. Dit klink verskriklik moeilik net om in die hemel te kom. So ja, hulle sit struikelblokke voor die mense. Openbaring 18 vers 4 sê ons, come out of her, my people. Dan die volgende gemeente is Thyatira, wat beteken afflicted, en dit is gedurende die age van die tydperk van die Middle Ages. Nou afflicted beteken persistent pain, want onthou hierdie was die tydperk van die Black Plague gewees. Maar Jesus sê ook dat julle laat Isebel toe om te leer, en Isebel is 'n gees wat skeiding maak onder kerke. En heidaglik is daar 45,000 Christian denominations. En die kerk het begin split in hierdie tydperk onder die leer van Isebel. En dan ook in hierdie tydperk het Jesus vir die gemeente gesê, ek gee vir julle die Morester. En ook in die geskiedenis van kerkgeskiedenis was John Wyatt bekend as die Morester gewees. Dan die volgende gemeente is Sardis, wat beteken coming out, en dit is in die tydperk van die Reformation. Nou die klomp wat uitgegaan het, onthou julle dat in tydperiode nommer 3 was dit die Roman Catholic Church, Jesus sê vir hulle, kom uit hulle uit, en hierdie is nou die klomp wat uit die vals leringe uitgekom het, en die Reformation gestig het. Daar is wat se klere nie besoedel is nie, dit staan in Openbaring 3 vers 4, maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie. Dit beteken in die Rooms-Katholieke kerk is daar mense wat dit opreg doen, maar Jesus sê vir die gemeente, kom uit hierdie valse lering uit. En dan die volgende ene is Philadelphia, wat beteken brotherly love, en dit het stem ooreen met die kerkperiode van revivalism, want die Here het vir hulle 'n geopende deur gegee, en hulle het God se woord bewaar. Gaan kyk regtig na foto's van hierdie mense, hulle almal staan met 'n Bybel onder die arm. Die laaste een is Laodicea, wat beteken people's opinion, en hierso sê ek, dit is in die tydperk van mega churches en social media, want almal het 'n opinie oor iets. En die Here sê van hierdie kerk en van hierdie kerkperiode, julle is 'n lou kerk as gevolg van julle fokus is geld. Ek staan by die deur en ek klop. So ons is nou heidaglik in die laaste kerkperiode. Na ons is dit die 1000 jaar vrede. Nou kom ons wees nie 'n kerk wat net fame en opinie chase nie, vir likes en finances nie. Kom ons gebruik die laaste tyd wat oor is om mense in die hemel te kry, nie om followers op social media te kry nie.